Kies, vrees of vertroue. Toe ons op die see van Galilea gevaar het, was die dag windstil. Het is eintlik 'n varswatermeer, maar het word 'n see genoem. Mens kan kwaliek dink dat daar 'n storm op daardie meer sou losbars toe Jesus saam met sy disippels daar gevaar het. Maar die storm in sy tyd was so erg dat die disippels wat ervare vissermanne was en die meer soos hulle eie handpalms geken het, in totale paniek verval het. En Jesus, volgens die Bybel het hy geslaap. Hoe het Jesus het reg gekry om in die storm te slaap? Omdat hy geweet het die storm is nie die finale werklikheid nie. Dis maklik om benoud te voel in al die veranderinge en onstabiliteit en onsekerheid wat in ons wêreld aangaan, wat so storms teen ons aangerol kom. Maar Jesus het die storm stilgemaak en hy vra vir sy disippels in Markus 4 vers 40. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hy vra dit eintlik elke dag vir ons ook. Waar is jou geloof? Waar is jou vertroue in die almagtige God? Die interessante van hoe ons brein en geloof werk, is dat vrees en vertroue nie dieselfde spasie tegelyk kan betrek nie. Die een druk altyd die ander uit. Jy's of vol vrees, of jy's vol vertroue. Nou kwantumspronge wat jou deur aan die ander kant die storms neem, gebeur omdat jy besluit, ek beweeg vorentoe. En dis elke keer 'n doelbewuste keuse wat jy maak. Jesus het nie die disippels die storms laat vermy nie. Hy het hulle deur dit heen gelei. Opvallend het die wonderwerk eers gebeur nadat hulle reeds in die storm was. Wat sou jou storm tans wees? Gee dit 'n naam en dink so daaraan. Die storm waarin ek nou is nie 'n teken dat ek op die verkeerde pad is nie. Dis die teken dat ek naby die deurbraak is. Jesus, ek vertrou U. U sal my deur hierdie storm lei, sodat ek op 'n nuwe vlak aan die ander kant kan kom in lewe en geloof. Dankie dat U ook in my lewensboot is. En so laat jy Jesus jou lewe bepaal. Leef geïnspireerd.